Is ek 'n verbale sluipmoordenaar? Jakobus 5 vers 11 en 12. In die strokiesprentreeks van Charlie Brown sê Lucy een keer dat as sy in beheer van die wêreld was, sou sy alles verander het. Charlie Brown antwoord, wel, dit kan nie maklik wees nie, waar sou jy begin? Lucy kyk reguit na hom, wys haar vinger na hom en sê, ek sou met jou begin. Dit is altyd maklik om die blame op iemand anders te lê en te weier om verantwoordelikheid vir jou eie aksies te vat, maar dit is nie so maklik om 'n tree terug te gee, jou woorde ongedaan te maak nie en jou eie motivering en emosies te ondersoek nie. Hoe praat jy oor mense wat jy nie van hou nie? As daardie persoon wat jou teen die mure uitdryf, die kamer verlaat, watter woorde vloei uit jou mond in sy of haar afwesigheid? Hoe praat jy oor hulle wat anders as jy is? Hoe praat jy oor iemand wat jou seer gemaak het? Max Lucado het gesê, to judge others is easy. To understand others is hard. May we choose the harder path of compassion and empathy. Hoekom is dit so dat ons wat soveel genade van God ontvang het, by tye so veroordelend kan wees oor ander? Hoekom is dit so dat ons wat God se genade geproe het, partykeer so maklik kritiek kan uitdeel? Die profeet Jeremia waarsku ons dat die hart verradderlik is. As iemand sê, ag, volg maar net jou hart, weet hy nie waarvan hy praat nie. Die hart is nie 'n goeie riglyn vir enigiets nie. Jeremia sê, die hart is bedriegliker as alles, dis ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Die mense met 'n gebroke werklikheid dat niks meer is, soos dit veronderstel is om te wees nie. Sonde het alles kom opvoeter, sedert daar die eerste byt in die vrug in die tuin van Eden. Ons leef in 'n gebroke wêreld waar alles stikkend is, van die sisteme van ons samelewing tot by die families waarin ons gebore is. Party mense dink dis goeie advies om maar net jou hart te volg, maar dit is nie so nie. Ons harte kan ons mislei en ons laat dink dat ons besluit en aksies reg is, terwyl dit dalk die teenoorgestelde is. Ons hart is goed daarmee om ons ware intensies en bedoelings weg te steek en ons persepsie van die realiteit te verander. Ons harte is onbetroubaar en is belangrik om te weet van hulle potensiaal om ons liderlik te mislei. Jy het sekerlik al hierdie menslike raad gehoor. Always use your head, follow your heart and go with your gut feeling. Die seentjie bieg in die wiskunde klas. I went with my gut feeling. Ons is gewoonlik gou om die foute van ander uit te wys, maar as dit kom by ons eie foute, is ons baie meer verdraagsaam. Ons mag dalk dieselfde dinge doen of erger, sonder om 2 keer daaroor te dink, terwyl ons super oplettend is oor die dinge wat mense rondom ons verkeerd doen. Ons kan dikwels die kleinste oortredings van ander opnoem, terwyl ons voel dat ons heeltemal geregtig is om so te doen. Dis asof ons harte vir ons vertel dat dit aanvaarbaar is om ander te kritiseer, en hulle oortredings teen hulle te hou. Wie kan hierdie geheimsinnige natuur van die menslike hart verstaan? Politics for dummies. First, one has to master the art of finger pointing, is hierdie onderwyser se raad aan sy klas. Dis vir ons nodig om raad en leiding te soek by God, want hy is die enigste een wat waarlik ons hart se intensies kan verstaan. Hy alleen kan tot in die diepte van ons hart inkyk en ons ware begeertes en motiewe raak sien. Ons moet dus versigtig wees om nie ons harte te vertrou nie, maar eerder die Here te vertrou, want hy kan die waarheid onderskei wat in ons harte leef. Hy is die een wat vir ons die regte leiding kan gee, om seker te maak dat ons intensies rein bly en ons optrede reg. Selfs wanneer ons voel dat ons nie ons eie harte kan vertrou nie, kan ons wel weet ons kan die Here en sy woord vertrou vir die antwoorde wat ons soek. Met sy hulp kan ons geloof ontwikkel terwyl hy vir ons in die regte rigting lei. Om ander te veroordeel is 'n komplekse saak wat maklik misverstaan kan word. Dit is moeilik om die balans te vind tussen te veel te oordeel of nie genoeg te oordeel nie. Wanneer ons dit nie reg kry nie, veroorsaak ons pyn, ons berokken skade aan mense se reputasies en ons skep verdeeldheid in verhoudings tussen families en kerke. Ons moet dus versigtig wees vir die effek van ons woorde en dade.
en altyd daarna streef om in waarheid op te tree, met respek en verstaan. Soos hierdie tannie wat die ma se gedrag teenoor haar kind dophou, voor sy kinders gehad het, sou sy dink, daardie arme kind. Nadat sy self kinders gehad het, het haar simpatie geswaai, en dink sy, daardie arme ma. Moet nooit iemand oordeel, voordat jy nie die hele storie verstaan van waar daardie persoon kom nie. Jy weet dalk nie onder watter omstandighede daardie persoon groot geword het nie, of die verliese waardeur hy is tot nou toe nie, of sy werk wat hy verloor het nie. Ons almal is skuldig daaraan. Ons kom gou tot 'n punt om 'n opinie oor iemand uit te spreek gegrond op die bietjie wat ons sien. Maar as ons eers meer weet, sal ons opinie dalk radikaal verander. As Christene word ons opgeroep om sekere dinge te veroordeel en nie ander nie. Maar ons het die geneigtheid om die verkeerde dinge te veroordeel. Daar is die gevaar om te vinnig te oordeel en tot 'n slotsom te spring, sonder om eers al die feite en details te ken. Ons moet versigtig wees om tot 'n konklusie te kom en iemand te veroordeel voordat ons hulle kant van die storie gehoor het en na al die feite gekyk het. Wees stadig met jou oordeel. Jy kan dalk die kat in die stert beet hê en die verkeerde persoon blameer. En alles wat ons doen, moet ons onthou om nederig en respekvol te wees. Ons moet ook bewus wees van ons eie motiewe. As ons oordeel gewortel is in ons trots, ons jaloesie of om beheer toe te pas, is dit nie gebaseer op liefde en waarheid nie, en sal dit lei tot groter skade. Ons het dit nodig om na God te kyk en sy woord te raadpleeg, en hom toe te laat om die regter te wees. Dalk steek daar iets in hierdie strokiesprent. Never judge a man until you've seen all the pictures in his Facebook wall. Wanneer ons kyk na die woord van God, moet ons dit eerder benader met 'n lepel in plaas van 'n graaf. Met 'n graaf is ons in die versoeking om die inhoud van wat ons lees in die gesigte van ander te gooi. Maar met 'n lepel kan ons net genoeg skep om onsself te voed. Ons het dit nodig om die tyd te vat en te mediteer op die waarhede van die Bybel en hoe dit toegepas kan word in ons eie lewens. Ons het dit nodig om die woord van God eers te bring na ons eie hart. As ons dit sou doen, sal God ons die wysheid en krag gee om dit op ons eie lewens toe te pas. Die boek Jakobus word toegeskryf aan die broer van Jesus. In die vroeë jare van Jesus se bediening het Jakobus nie geglo sy broer die Messias kan wees nie, maar na sy opstanding was sy geloof in Jesus vas en seker. Jakobus skryf dus oor die belangrikheid om 'n lewe van geloof te leef, maar om dit ook in aksie om te sit. Dis nie genoeg om maar net geloof te hê nie, ons moet ook optree volgens daardie geloof. Geloof sonder dade is dood. Trusting God is not a spectator sport. Dis nie genoeg om maar net te sê ons glo in God nie, want die demone glo ook en hulle sidder. Ons is nie belangriker as ander net omdat ons in God glo nie. Ons moet ons geloof wys deur ons dade. As ons geloof het, sal ons dade en optrede dit bewys. In vandag se gedeelte onderstreep Jakobus die belangrikheid dat ons tonge ons geloof moet reflekteer. Hy moedig ons aan om vriendelik te wees teenoor almal, ongeag hulle agtergrond of status. Ons moet wêreldse begeertes weerstaan en nederig wees. Ons moenie mense verskillend hanteer op grond van hulle welvaart of armoede nie. Jakobus moedig gelowiges aan wanneer moeilike tye gaan om vreugde in God te vind en aan te hou om vas te klou aan hulle geloof. God is getrou en sal jou beloon vir jou vasbyt. Spreuke 18 sê dat die lewe en dood opgesluit is in die tong. Jy gaan die vrugte pluk van hoe jy dit gebruik. Jakobus moedig ons aan om alle mense met respek te hanteer en nie iemand voor te trek nie. Ons moet nie ons woorde gebruik om mense skade aan te doen of hulle af te takel daarmee nie. Ons woorde het ongelooflike krag en ons moet hulle dus eerder gebruik om mekaar mee op te bou, sodat ons geloof sigbaar sal word. Words are our most powerful weapons. They can either build us up or completely shatter us. Jakobus moedig ons ook aan om ons woorde te gebruik om vreugde, vrede en liefde te bring na die ander mense rondom ons. Ons geloof moet gewortel wees in vriendelikheid en nederigheid wanneer ons met mense te doen kry. Jakobus waarsku ons teen die gevare van wêreldse wysheid, wat geïnspireer word deur die duiwel wanneer dit lei tot jaloesie en selfsugtige ambisie.
Die gemiddelde persoon mag dink dat hierdie soort wysheid nie so sleg is nie. Maar Jakobus waarsku ons daarteen, want dit kom uit die hel uit. Hierdie soort wysheid veroorsaak bitterheid en konflik tussen mense en maak die afstand tussen ons en God groter. Jakobus moedig ons dus aan om eerder die wysheid wat van bo kom aan te hang. Wysheid wat rein is, vol van vrede en omgee, vol van goeie vrugte, onpartydig en eerlik. Dis die soort wysheid wat ons nader aan God sal bring en ons sal lei tot 'n lewe van vrede, vreugde en vervulling. In Jakobus 4 adresseer hy die saak van konflik en stryd tussen gelowiges. Eers wys hy die oorsaak van konflikte uit, wat te doen het met 'n persoon se begeertes en passies wat in die vlees gewortel is. Hierdie konflikte vind plaas wanneer mense probeer optree op dieselfde manier as die wêreld optree. Konflik vind plaas wanneer mense nie leef volgens God se wil nie. Verlede week het ons gekyk na die 5 oplossings van konflik. As gelowiges leef ons in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. Ons moet eerder daarna streef om vir die wil van God te leef. Maar Jakobus is nog nie klaar nie. Hy het nog 'n paar dinge te sê oor die saak. Vers 11. Liewe broers en susters, moenie lelik praat van mekaar nie. Iemand wat oor sy mede-Christen skinder of sê hy is sleg, maak eintlik God se wil sleg en praat teen die wet van God. As jy sê God se wil is sleg, doen jy mos nie wat God wil hê nie. Dan hou jy jou belangriker as sy wet. My vriende, julle moenie slegte dinge sê van mekaar nie. Wanneer iemand slegte dinge sê van sy vriend, of wanneer hy sê sy vriend doen verkeerd en God moet hom straf, dan sê hy slegte dinge van God se wette en hy sê dat die wette verkeerd is. En as jy sê dat die wette verkeerd is, dan doen jy nie wat die wette sê nie. Maar dan is jy die regter wat die wette beoordeel. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Wie kwaad praat van sy broer of oor sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. En nog 'n vertaling sê, moenie lelike goed van mekaar sê nie, broers en susters. As jy lelike dinge van 'n medegelowige sê of 'n medegelowige kritiseer, dan kritiseer jy die wet. En as jy die wet kritiseer, is jy nie daders van die wet nie, maar regters. Wat presies het Jakobus hier in gedagte? As hy sê moenie kwaad praat nie, of moenie laster nie, gebruik hy 'n Griekse woord katalalia, wat 'n kombinasie is van 2 ander woorde. Die een woord kata beteken teen, en die ander woord lalia beteken om te praat, om teen ander te praat. Dit sal vertaal met woorde soos put down, slander, criticize, vilify, gossip, belittle, badmouth, om teen iemand te praat of om slegte goed van iemand anders te sê, om hulle af te breek met bose intensies, om valse of skadelike dinge te sê oor iemand, om te skinder, om valse gerugte te versprei, om betrokke te wees in negatiewe, giftige uitsprake wat die reputasie of karakter van iemand anders aantas. Charles Finney het in sy boek How to Experience Revival 'n belangrike aspek van lastering uitgewys. The times you have spoken unnecessary about the faults, real or imagined, of members of the church or others behind their back, this is slander. You do not need to lie to be guilty of slander. Met ander woorde, dis moontlik om iemand te belaster sonder om stories op te maak. Al wat nodig is om die waarheid te spreek met die intensie om hulle seer te maak daarmee. Dit maak nie saak hoe waar dit is nie, ons moet nooit woorde gebruik om iemand intentioneel seer te maak nie. Woorde het 'n kragtige invloed op ons lewens, ons huise, ons kerk en kan groot skade aanrig as dit met negatiewe bedoelings gebruik word. You don't need to punch someone to inflict pain. Words hurt. Silence hurts. Betrayal hurts. Contempt hurts. Indifference hurts. Abandonment hurts. Mockery hurts. Be very careful in how you treat others. Jy het seker al hierdie ingehoor. Hurt me with the truth, but never comfort me with a lie. Partykeer is dit egter beter om stil te bly. As I get older, I feel a compelling urge to tell the truth as I see it, sê die oupa. Die oupa kyk na die ouma terwyl sy stryk en spreek dan sy opinie uit. You've never quite mastered the art of ironing shirt sleeves, have you? As die oupa weer sien, het dit sy werk geword. I've got to fight that compelling urge, sê hy. It's a sad truth in life that people who love us the most are also the people who hurt us the most.
and that they often do so with the best of intentions. Ons moet versigtig wees dat ons woorde eerder mense opbou in plaas van afbreek. Ons woorde kan soos bakstene of koels wees. Dit is vir ons beter om agente van vrede en verstaan te wees, wetende dat die woorde wat ons kies vreugde en herlewing kan bring in ons lewens, ons huise en ons kerk. Hy voeg dan iets by wat vir ons vertel teenoor wie sulke kwaadpraat plaasvind. Teen mekaar. Die Griekse woord wat ons vertaal met broer beteken letterlik iemand wat vanuit dieselfde baarmoeder gebore word. Omdat ons in 'n gemeenskaplike geestelike erfporsie deel, moet ons broers en susters in die Here met respek behandel. Jakobus beperk dit nie net tot Christene nie. Dis nie net asof hy sê, wees net oulik met medegelowiges nie, maar is ook om die res goed sleg te sê nie. Dit sou verkeerd wees, maar sy woorde herinner ons daaraan dat ons 'n skuldlas van liefde het teenoor almal wat ons geloof in Jesus deel. Miskien sou jy nie jouself 'n lasteraar noem nie, maar jy is omring deur mense wat maklik mekaar belaster. Jy kyk na die politiek, volg sosiale media en spandeer selfs tyd met Christene wat slegte dinge kwytraak oor mekaar en ander. Dit is nodig om sulke bose invloed te vermy. Lastering maak die Heilige Gees seer en beperk die bonatuurlike werk van God in 'n kerk en 'n gemeenskap. If you have nothing good to say about someone, come for tea and tell me about them, was die een buurvrou se uitnodiging aan die ander een. En lastering sit agter soveel van die verdeeldheid en konflikte vandag. Dit skep 'n kultuur van suspisie en 'n heksejag in plaas van 'n kultuur van liefde. Dit verhinder die kerk se vermoë om sy missie te vervul. Dit affekteer ons getuienis negatief in hierdie gebroke wêreld en takel ons Christelike boodskap af. Hello police, I'd like to report some suspicious activity. A youth without a phone in his hand, sê die tannie by die busstop. And gossip is a toxic habit of those with poor character. Nothing great of God-honoring has ever been accomplished by gossiping. Dit affekteer ons as individue, dit maak ons vuil. Om te skinder en te laster maak nie net vir ons seer nie, maar ook vir God. Dit sou vir ons beter wees om eerder te fokus op maniere om mekaar op te bou met woorde van aanmoediging en vriendelikheid. Matteus 15 sê, dit is nie wat by die mond ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan, dit maak 'n mens onrein. Charles Stanley het gesê, slander not only harms the reputation of others, but it tarnishes our own character. Let's choose kindness and truth instead. Wat beteken dit in die praktyk? Ons moet nie gerugte versprei nie. Ons moet nie altyd die slegste aanneem van iemand nie, maar die beste. Ons moet eerder stil bly as ons nie iets vriendeliks kan kwytraak nie. Ons moet nie juig en bly wees as medegelowiges in sondeval nie. Ons moet nie bly wees as iemand se swakhede op die lappe kom en ontbloot word nie. Die Duitse woord Schadenfreude beskryf dit goed, om plesier te vind in iemand anders se mislukking. Ons moet nie dinge deel met ander wat liewers ongesê moes gewees het nie. Ons moet nie lieg om 'n punt te probeer maak nie. Ons moet nie foute van ander vergroot of opblaas nie. Ons moet net die waarheid gebruik om ander mense seer te maak nie. Our worst fault is our preoccupation with the faults of others, het Khalil Gibran raak geskryf. Bear with the faults of others as you would have them bear with yours. Is dalk baie goeie raad as ons so geïrriteerd raak deur ander mense se swakpunte. Kyk bietjie maklik verspreide gerug. I've got stock here that could really excel. Really excel? Sell. This is madness. I can't take it anymore. Goodbye. Bye. As ons sou sê dat ons tog nooit sulke dinge doen nie, mislei ons net onsself. Ons hou daarvan om oor ander mense te praat, om hulle te evalueer, om hulle te bespreek, wat hulle gesê en gedoen het, wat hulle aangetrek het en saam met wie hulle gesien is. Ons praat graag oor hoe hy haar behandel het en hoe sy hom behandel het en hoe hulle kinders groot maak of hoeveel geld of hoeveel skuld hulle het. Ons praat graag oor hoekom so en so 'n egskeiding neergegaan het of hoekom hy nie sy werk kan behou nie en ronddryf van een werk na die ander. Ons praat graag oor hoekom
sy in die pad gesteek is, of hoe daardie predikant sy aanvoeling verloor het. Die lys gaan aan en aan. Dit is veral relevant in die plaaslike kerk, want ons het te doen met feilbare, sondige mense wat baie foute maak. Ons hoef nie baie ver te gaan soek om iemand te vind wat ons geïrriteer het met wat hulle gesê of gedoen het nie. Hoe maklik is dit nie om iemand te beskuldig van slegte motiewe as hulle nie met ons saamstem nie. Ons doen ons die Here se werk vir hom, nie waar nie? Of so dink ons. En dit gebeur so maklik. Die fluisteraar trek jou een kant toe en sê, ek is jammer om jou dit te moet vertel, maar ek moet. Hy is jammer om die draer van slegte nuus te wees omtrent 'n gemeenskaplike vriend. Nadat hy dan sy storie gespin het, smeek hy jou om dit konfidensieel te hou. Intussen gaan hy af in die gang om dieselfde storie met iemand anders ook te deel. Those who gossip to you will gossip of you. Hulle wat teenoor jou skinder sal ook van jou skinder. Sosiale media moedig kritiese kommentaar aan, want kritiek trek aandag. As jy meer likes op jou Facebook bladsy wil hê, maak 'n katterige aanmerking of gooi slim met modder of gebruik vuil taal. Slegte nuus verkoop altyd beter as goeie nuus. Harde woorde haal die hoofopskrifte, 'n feit wat die politici van die wêreld melk vir hulle eie voordeel. Die publiek word blootgestel aan negatiewe media en die verspreiding van kwaadaardige gerugte. Om modder te gooi en ander te beswadder is vandag so algemeen dat dit lyk of dit maar aanvaarbaar behoort te wees. As jy ooit 'n stoeigeveg op TV gekyk het, gaan dit gewoonlik gepaard deur 'n vooraf ontmoeting waar die stoeiers mekaar in die oë kyk en sleg sê van alle kante. Ek gaan jou vernietig, ek gaan jou stukken breek, ek gaan jou oor die kop slaan met 'n stoel. Ten spyte daarvan dat die meeste stoeigevegte maar net fake is, kamma is, hou mense van die lastering wat hulle so vermaak. Dis ons wêreld. As jy verbale sluipmoordenaar raak, sal jy sien hoe jou aansien styg. Dit behoort nie so te wees onder Christene nie, maar niemand van ons is immuun teen die versoeking om onvriendelik op te tree nie. Maar as jy 'n Christen is en die Bybel lees, kom jy agter dat die Bybel sê dat jy nie ander moet belaster nie, maar eerder om jou naaste lief te hê soos jouself. Ons word opgeroep na 'n lewe van liefde en vergifnis, 'n lewe waarin ons nie ander afbreek en sleg sê nie. Ons moet daarna streef om meer genade te bewys, vriendeliker te wees in ons woorde en aksies en om te onthou dat ons almal gelyk is in die oë van God, almal waardig om sy liefde te ontvang. Lukas 6 sê, maar vir julle wat na my luister sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. Daar is min sondes wat so veroordeel word in die Bybel as 'n geskinder, 'n moddergooiery, lastering of doelbewuste negatiewe uitsprake. Romeine klassifiseer sulke lasteraars in dieselfde asem as haters van God. Jy kan die Bybel maar deurlees van hoek tot kant, maar nêrens sal jy 'n positiewe woord hoor omtrent 'n geskinder nie. Omtrent gerugte wat versprei word, bose uitsprake, kritiese aanmerkings, rugstekery en vuil taal nie. Nie een goeie woord nie. Min dinge is vir ons so lekker as 'n bietjie soetsappige geskinder. Min dinge word so hartstogtelik veroordeel. Jakobus gee vir ons 2 redes hoekom dit so verkeerd is om 'n verbale sluipmoordenaar te wees. Eerstens breek jy God se wet. Die argument klink so: jy laster jou broer, maar God sê dat jy eerder jou broer moet lief hê. Jy tree dus op asof wat God sê nie eintlik saak maak nie. Jy veroordeel dus die wet deur jou broer te veroordeel. Veronderstel jy is 'n bietjie haastig om by die huis te kom na 'n besige dag by die werk. Terwyl jy bestuur kom jy in 'n woonbuurt waar die spoedbeperking stadig en laag is. Jy kyk rond, jy sien geen kameras nie, niemand in sig nie en jaag dan daardeur. Dis gevaarlik en selfsugtig, want daar kan werkers of kinders wees wat jy nie gesien het nie. Jy kan selfs gestop word deur 'n speedkop en 'n kaartjie kry, maar dis nie die punt nie. Deur oor die spoedgrens te ry, maak jy asof die wet nie juis op jou van toepassing is nie. Omdat jy moeg is en haastig is, ignoreer jy die wet en tree op asof dit nie saak maak nie. Jy sê eintlik, daardie wet is stupid, dis pure lawwigheid, dis kan ek dit nie gehoorsaam nie. Dis presies wat Jakobus hieroor praat. Andy Stanley het dit so opgesom: one never accomplishes the will of God by breaking the law of God, violating the principles of God, or ignoring the wisdom of God.
Elke lawwe uitspraak, elke kritiese aanmerking, elke onvriendelike tweet is 'n manier om te sê, ek kan sê net wat ek wil, want God se wet is nie van toepassing op my nie. Verbale sluipmoordenaars val mense aan met woorde, want hulle dink dat hulle daarmee kan wegkom. Maar Jakobus noem dan 'n tweede rede hoekom ons sy waarskuwing ernstig moet opneem. Ons vertrap God se autoriteit daardeur. Daar's net een wat wette maak en wat mag oordeel. Net hy kan mense red of laat sterf. Maar jy mag nie jou naaste oordeel nie. Daar's net een wetgewer en regter, hy wat in staat is om te verlos en te vernietig. Maar wie is jy om jou naaste te oordeel? Daar is net een persoon wat belangriker is as die wet, en dit is die een wat die wet gemaak het. Hy alleen kan besluit wie vrygespreek word en wie veroordeel word. Wie is jy nou miskien om te maak of jy kan oordeel of iets kan sê oor jou medemens? Die rede wat Jakobus gee is dat daar net een is wat die wet maak. In teorie stem ons saam daarmee. Ons verstaan, daar is net een God wat heers oor alles, want hy het alles gemaak. Die een wat die wêreld gemaak het ook die reëls gemaak, wat in sy wêreld funksioneer. Sy soewereiniteit het geen gelyke nie. Sy autoriteit kan nie bevraagteken word nie. Sy wil is onveranderlik. Sy rekord is sonder enige foute. Sy wysheid is sonder parallel. Sy krag is sonder perke. Sy woorde is reg en waar. Sy koninkryk is onstuitbaar. Omdat hy God is, kan hy doen net wat hy wil en niemand kan sy arm draai om hom van gedagte te laat verander nie. Toe hy die sterre in die hemelruim geplaas het, was niemand in staat om hulle op 'n ander manier te rangskik in die hemele nie. As hy uitspraak maak, kan niemand sy planne veto nie. Jakobus wil hê dat ons aan God moet dink in die oortreffende trap. Hoe groter ons God is, hoe meer sal ons waardeer wat hy sê en doen. Hy alleen gee lewe. Hy alleen neem lewe. Hy alleen kan red. Hy alleen kan verwoes. Wanneer jy dus kritiek uitspreek, sê jy eintlik, ek weet beter as God. God vat dit nie ligtelik op nie. Luister 'n bietjie na die oordeel wat gevel word wanneer Jesus dit ontbloot in Matteus 7. Hy sê moenie so gou fout vind nie. As jy ander mense links en regs veroordeel, gaan God eendag presies dieselfde met jou doen. Waarom is jy so hastig om foute in ander mense se lewens uit te snuffel terwyl jy blind is vir al die sondes in jou eie lewe? Waarom sien jy so gou die kleinste splintertjie in jou vriend se oog raak terwyl jy blind is vir die groot houtstomp wat in jou eie oog vassit? En dan waag jy dit so ewe om vir jou vriend te sê, my ou broer, kom laat ek gou daardie splintertjie uit jou lewe wegvat, sodat jy weer reg kan leef. Maar jy sien nie die groot fout in jou eie lewe raak nie. Jou skynheilige, haal eers die houtstomp uit jou eie oog uit, dan sal jy goed genoeg kan sien om daardie klein splintertjie uit jou vriend se oog te haal. Dit is maklik om die splinter in jou broer se oog raak te sien, maar dit is veel moeiliker om die balk in jou eie oog raak te sien. Wanneer ons te doen het met die foute van ander mense, is ons grootste behoefte die nood aan 'n helder visie. Ons moet duidelik kan sien. En ons kan dit nie reg kry voordat ons die filters en oogklappe van ons eie oë afgehaal het nie. Om net te staar na die sondes van ander is leeg en verkeerd en te vergeefs. Het lei ons daartoe veroordelend te wees. Die Fariseërs was gou om mense te veroordeel. Maar as jy skoon gewas is deur die Here, dan is jy gereed om die splinter in jou broer se oog te sien en te verwyder. Hy sal bly wees as jy dit doen, want hy sal weet dat jy nie daar is om hom te veroordeel nie, maar om hom te help. As ons haastig is met ons woorde, doen ons dikwels meer skade as goed. Daar is 'n verskil tussen iemand wat vir jou lief is en vir jou wil help, en iemand wat jou onder 'n mikroskoop plaas net om fout te vind met alles wat jy doen. Dalk is die mense wat die meeste kritiek oor ander uitspreek, die mense wat die meeste sondes in hulle eie lewens toelaat. Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. Hulle wat naby aan God leef, is geneig om die mees genadigste mense te wees. Hulle is gou om te vergewe, gou om te herstel en gou om iemand te help wat sukkel met sonde. Die huweliksberader sê, you forgave her for that last week. When you forgive and forget, you're not allowed to forget you forgave. En dalk het ons een van hierdie katottertjies nodig. It's a special hearing aid. It filters out criticism and amplifies compliments, verduidelik die verkoopsman.
Dis verkeerd om 'n oordeel uit te spreek so asof ons God is. Ons kan woorde en dade beoordeel, maar ons kan nie die hart veroordeel nie. Ons kan weet wat iemand doen, maar ons kan nie verseker weet hoekom hy dit gedoen het nie. Net God kan in die geheime dele van die hart inkyk om die motiewe van iemand te beoordeel. Partykeer kan ons as Christene baie roekeloos raak met hoe ons oordeel uitspreek oor partymense en politikuste wat ons nie van hou nie. Ons lewe in tye waar woede maklik uitgespreek word. Dit voel of die nasionale bloeddruk opgegaan het die laaste paar dekades. Dit is maklik om te luister na 'n leier wat jy nie van hou nie en dan vinnige uitlatings te maak dat daai ou verseker nie 'n Christen kan wees nie. Natuurlik is dit moontlik vir iemand om voor te gee dat hy Christen is, maar steeds nie die Here intiem ken nie. Maar daardie waarskuwing word nie gegee sodat ons politici kan veroordeel en sleg sê waarvan ons nie hou nie. Daardie waarskuwing word gegee sodat ons onsself kan beoordeel. Maak seker jy ken self die Here. Laat God afreken met daardie politici. Dis nie jou werk om 'n verbale sluipmoordenaar te speel nie. Francis Schaeffer gebruik die illustrasie van die onsigbare bandopnemer. Hy sê daar hang so 'n onsigbare bandopnemer om ons almal se nekke. Dit neem alles op wat jy sê elke keer as jy iemand anders advies gee of vir iemand vertel hoe hulle behoort te lewe. Op die oordeelsdag sal God dan daardie knoppie op jou bandopnemer druk en al ons woorde aan ons terugspeel. As ons God se standaard verwerp, sal God ons oordeel volgens ons eie standaard. Die mate waarmee ons ander veroordeel, sal ons mee veroordeel word. Dis nie my werk om te bepaal wie hemel toe gaan en wie nie. Dis God se werk. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog het generaal Douglas MacArthur 'n toespraak gelewer toe die Japaneese magte formeel oorgegee het in Tokyo Bay. Diep in sy toespraak was daar profetiese woorde omtrent die toekoms van oorlog in 'n atomiese eeu. Dit klink so: ons het ons laaste kans gehad. As ons nie groter en beter sisteme ontwerp nie, sal Armageddon aan ons deurklop. Die probleem is basies teologies. Ons het 'n geestelike verbetering van die menslike karakter nodig, wat sal sinkroniseer met ons vooruitgang in wetenskap, kuns en literatuur. Ons materiële en kulturele vooruitgang van die laaste 2000 jaar. Dit moet in die gees gebeur as ons die vlees wil red. Die woorde is vandag nog net so waar as aan die einde van die oorlog. Konflik het nie opgehou nie en Armageddon klop nog steeds aan ons deur. Die probleem is steeds teologies. Wat veroorsaak die haat tussen nasies? Hoekom spog en pronk ek en dreig om iemand anders te verwoes? Hoekom is nasies so lig geraak? Hoekom breek huwelike op en val families uit mekaar? Hoekom split kerke in twee? Hoekom kan ons nie almal met mekaar klaarkom nie? Die probleem is teologies. Dis die punt wat Jakobus probeer maak. Ons val mekaar aan omdat ons vir God verlaat het. Ons haat mekaar omdat ons nie die 10 gebooie respekteer nie. Ons praat sleg van ander omdat ons dink ons weet beter as God. Dit behoort ons nie te verras nie. Wat was die heel eerste versoeking in die paradys? Dit was die slang wat vir Eva gefluister het: jy sal soos God wees. Geen wonder sy het van die vrug geëet nie. Ons almal sal daarvan hou om soos God te wees. Ons almal wil in beheer wees van ons hoekie van die heelal. Wanneer jy besluit om God te speel, kan jy enigiets sê wat jy graag wil. Jy kan mense behandel soos jy wil, jy kan hulle motiewe aanval, jy kan belaglike aantuigings maak, jy kan enigiets skryf wat jy wil op Facebook, jy kan 'n storm ontketen op sosiale media en jy kan anonieme kritiek loslaat op blogs en virtuele boodskapborde. Hoekom nie? Want as jy God is, sal niemand vir jou kan vertel wat jy behoort te doen nie. Dis die hele punt van hierdie gedeelte. Dis verbasend hoe dit alles teruglei na dieselfde basiese vraag. Wie gaan vandag God wees? As jy wil God wees, sal die res van ons moet skuiling soek. Want jy kan enige oomblik ontplof en daarmee wegkom. Jy kan enigiets wat jy kwytraak regverdig. Jy kan gif saai en jou vriende verwoes. Jy kan jou leiers verinneweer en met modder gooi. Jy kan jou gunsteling bediening aan flarde skiet. Jy kan 'n streep van bitter trane agterlaat waar jy ook al was. Maar dis nie al nie. As jy God kan wees, kan jy doen net wat jy wil en lag en wegloop, want jy sal jouself as onskuldig beskou in jou gedagtes. Jy sal teenoor niemand verantwoordelik wees nie. Dis waaroor hierdie gedeelte van Jakobus gaan. Wie sal vandag God wees? As jy so toelaat dat God God is, dan sal daar nie plek wees vir bitter woorde nie, want jy sal die Here respekteer.
Jy sal jou mond hou, want jy sal glo dat wraak aan die Here behoort. Jy sal versigtig wees met jou woorde, want jy weet die Here hoor alles wat jy sê. Jy sal dink voor jy daardie soetsappige of snydende aanmerking op sosiale media kwytraak, want jy sal nie iemand anders onregverdiglik wil veroordeel nie. Ons almal sukkel met die sonde van bose uitsprake, want het voel nie vir ons na so 'n groot sonde nie. Het is so maklik om ons onvriendelike woorde onder die mat in te vee. Kom ons wees eerlik met mekaar. Die waarheid moet uitgespreek word. Bestraffing is nodig. Misdade moet gestraf word. Sondige gedrag moet gekonfronteer word. Moeilikheidmakers moet vasgevat word. 'n wolf in skaapsklere moet ontmasker word. Jesus het baie sterk taal gebruik toe hy met die fariseërs gepraat het. Partykeer sal ons dinge moet sê wat ander nie wil hoor nie. Selfs al spreek ons sulke woorde uit nadat ons lank daaroor nagedink het, mag ons woorde kwaai klink. Hierdie gedeelte sê nie dat ons moet stil bly terwyl boosheid floreer nie, maar dat ons nie bose dinge moet aanvang om boosheid teen te staan nie. Nie in die manier wat ons praat nie, want dan sak ons af na die vlak van hulle vir wie ons kritiseer. In die biografie van D.L. Moody wat deur sy seun geskryf is, voor die storie vertel van 'n kerk wat 'n predikant gesoek het. Hulle het D.L. Moody se opinie gevra omtrent 'n sekere kandidaat. Wat dink jy van hierdie ou? Moody het vir 'n oomblik stil gebly, toe na die venster toe gestap, uitgekyk, in diepe denke en toe geantwoord. Hy het te veel van 'n strydbuil in hom. Later sou sy woorde en oordeel waar bewys word. Dit is moeilik om die regte balans te vind tussen genade en die waarheid. Ons almal val van die draad af van die een kant of van die ander kant. As ons vir 'n oomblik terugstaan en dink oor hierdie gedeelte, lei dit ons tot 'n eenvoudige gevolgtrekking. Ons moet versigtig wees met wat ons sê. Dink voor jy praat, bid voor jy praat, wag voor jy praat. Moenie 'n verbale sluipmoordenaar word nie. Moet niks oor ander sê wat jy nie wil hê hulle moet oor jou sê nie. Moet niks sê oor ander as jy nie bereid is om dit in hulle gesig te sê in hulle teenwoordigheid nie. Moet niks oor ander sê wat jy nie sou gesê het as Jesus langs jou gestaan het nie. Het is maklik om te dink dat 'n gedeelte soos hierdie nie van toepassing is op ons nie. Of jy sou dink, dit raak my net so bietjie, maar boeta, ek wens so en so was hier vandag om hierdie boodskap te hoor, want hulle het dit soveel meer as ek nodig. Miskien sou dit behulpsaam wees om na jou wederhelft of beste vriend te gaan en vir hulle te vra, hoeveel van hierdie gedeelte van Jakobus is van toepassing op my? Dis 'n waagstuk, maar dalk ook die pad na geestelike groei. Die barometer van geestelike volwassenheid word nie gemeet aan hoe goed ons ander oordeel nie, maar aan hoe goed ons is om die karakter van Christus na te volg. Hoeveel liefde ons vir ander het. One of the greatest indicators of our own spiritual maturity is revealed in how we respond to the weaknesses, the inexperience, and the potentially offensive actions of others. The measure of our Christianity is not how well we judge others, but how well we love them. The measure of our spiritual maturity is not how well we point out the faults of others, but how well we extend forgiveness and offer reconciliation. Ons sal dit nooit regkry om ons tonge te beheer op ons eie nie. Ons het Jesus se hulp nodig. Ons het sy lewendige teenwoordigheid in ons nodig. Hy alleen kan ons tonge tem en die reuk van swaal vervang met die geur van die hemel. Here, ek het u hulp nodig om my tong te beheer. Dankie Heilige Gees dat ek elke dag my mond aan u kan toewy, sodat dit wat daaruit kom vir u aanneemlik en aanvaarbaar sal wees. Hou 'n wag voor my mond, sodat ek net dit sal sê wat van u afkom. Mag my woorde vir u soos 'n aangename geur wees. Amen.